Daar is niks lekker om op 'n koerant se voorblad of op hulle Facebook nuusblits te gesit te word en met al hulle susters koerante geshare te word oor een van die hartseerste traumatiese tye in my lewe nie. Ek het regtig nie gedink ek gaan uit daai hospitaal uitkom nie. Dit was vir my baie erg gewees en dit is my hartseer dat 'n koerant voel dit is nuuswaardig om te deel met almal, om wat in my lewe aangaan te deel, maar wat vir my fascinerend is dat ek die enigste lid van die parlement in elke politieke party in Suid-Afrika is wat feature op die Hoëvelder se Facebook en se voorblad. As enige ander politieke lid of member of parliament 'n skandaal het of iets in hulle lewe gebeur, sien ek dit nie op my plaaslike dorp se voorblad in die Hoëvelder nie. Hartseer dat mens geteiken word. Ek wil baie dankie sê aan die iNews en aan die Tribune wat my gerespekteer het deur hierdie tyd, wat nie van my probeer het om 'n spektakel te maak en sensasie te soek nie. Baie dankie aan die ander nuushuise wat nie my gesondheid of my probleem gesien het as voorblad nuus nie. Baie dankie. Dankie dat 'n mens nog menswaardigheid kan hê in hierdie land en gerespekteer word. Dis vir my hartseer dat die nuus vir my gesê het, ons het nie jou toestemming nodig om oor jou te berig nie. Nou meneer, ek wil vir jou sê, agter jou sensasie, agter jou storie, sit 'n mens, sit 'n mamma, sit 'n vrou, sit 'n dogter, sit 'n persoon wat meer as 40 families 'n maand voer. Jou 10 minute van fame, hoop ek, dra vir jou waarde. My lewe, my Member of Parliament, Juliette Passon se lewe, is nie jou storie om te vertel nie. En as jy my storie wil vertel, maak asseblief seker van jou feite volgende keer. Ek gaan nie gal braak nie. Ek het vandag gesê, ek spreek mense wat oordeel pleeg en wat net skryf om advertensiespasie te verkoop, vry. Want ek gaan nie meer toelaat laat die duiwel ankerplek in my lewe kry nie. Ek is hier om in die lig en in God se genade my gemeenskap te dien, my land te dien. En as jy van my wil glo, wat jy op 'n koerant lees, asseblief doen. Dis jou keuse. Ek weet wie ek is, ek weet hoe hard ek werk, en ek weet my hart is opreg. En as jy kies om my te oordeel, as jy kies om 'n spotprent van my te maak, wat ek fascinerend vind, dat mense nog doen in vandag se tyd. Ons leer ons kinders van boelies op skool. Maar ons groot mense boelie. En dan noem ons dit politieke moddergooi. Ai, shame. Kom oor dit, ek wil nie gal braak nie.